Goeiedag almal en baie welkom by Op die Telbord en Mike altyd weer 'n besige telbord op die naweek. Die senuwees was hoog en daar suksesse en teleurstellings soos altyd. Maar die groot fokus was maar die groot spele in Glasgow net, die Statebond spele. Dit bly dan lekker om so deel te neem en dit is Australië wat vir die res van die Statebond spele gewys het. 153 medaljes waarvan 62 goud is. Naaste aan hulle was Engeland met 101. Maar Australië kan sport doen. Ja, nee, Australië, baie gebalanseerde land. Hulle wys dit ook by iets soos die Statebond spele. Vir ons, die res van die wêreld, is nie noodwendig lekker om te sien hoe Australië presteer nie, maar wel gedaan, baie goeie Statebond spele. Die Afrika lande het ook baie goed gedoen. Ja, absoluut. En bly ingeskakel in die program wat lekker is van die telbord op 'n maandag. Ons hoor wat sê die spelers en die afrigters. So ons gaan met 'n verskeidenheid van die Statebond spele spelers gaan ons hoor hoe dit van hulle was om hulle medaljes te wen. Dan het Desiree Ellis van die afrigter van Banyana, sy gesels ook saam. En dan gesels ook met die wenner van daar op die PGA Golf, wat ook sy mening gee. Maar ons gaan 'n bietjie wegspring by die Statebond spele, Mike. Gepraat oor die medaljes, dus ons kan dit vinnig daarmee noem, maar dit is deel van die telbord. 153 vir Australië is 62 goud, Engeland 101 medaljes, 26 goud, en dan Kanada 59 medaljes, 18 goud. Dan Suid-Afrika laer af 28ste, is hulle gegradeer. En hulle het ook, ek dink hulle het 7 goud gekry. Ja, 7 goud van die 28 wat hulle gehad het. En dit is die een ding waarmee ek nou nog so bietjie, ek verstaan goud is baie belangrik, maar ek dink ons moet fokus op totale. 28 en dan natuurlik baie belangrik, Namibië het ook 3 medaljes. En ons gaan nou hoor wat sê een van die boksers wat 'n medalje gekry het. So, maar kom ons spring gou weg met Chad le Clos. Eerstens eervolle vermelding aan Chad le Clos, want hy het 'n rekord gebreek, né? Ja, ek moet vir jou sê, ek dink Pieter Koetse het op die stadium die wêreld aan die gons, een van die best presterende wêreld of Statebond kampioenskappe in die swembad gehad van 'n Suid-Afrikaner. Maar Chad le Clos wat so bietjie die kolle gesteel het deur die most decorated, soos hulle in Engels sê, somer ever te raak, met 21 medaljes wat hy nou al so ver verower het, en dit is merkwaardig wat hy behaal in die swembad. Ja, absoluut. En hy het ek dink hy het 5 spelers al wat hy deelgeneem het van 2010 af na 2026 het hy in 'n klomp Statebond spelers dit deelgeneem. En swem 22 van die 28 medaljes is vir swem. So wel gedaan vir die Suid-Afrikaanse swemmers. Kom ons hoor wat sê Chad le Clos. Hy het so 'n bietjie gepraat met die belangrikheid van die Statebond spele vir hom. Dis so 'n opbou na die Statebond gewees. Hy was al daar. Maar kom ons hoor wat hy gesê het. Dit gee jou konteks van sy prestasie waarskynlik hier soos Chad le Clos. Commonwealth Games for me is everything. It means a lot to us in South Africa. I'm sure it does to everyone in the Commonwealth. Tell us what that first Games experience was like then, Delhi 2010. No, it was incredible. I mean, I think everything worked out perfectly for me. Raw talent. The best time to win that final. Chad le Clos, gold medalist in the men's 200 fly here at the Commonwealth Games, continues to surprise. I knew that I had a big chance, and obviously that race really kicked it off for me. That's when you could say Chad le Clos 1.0 started. No, it was unbelievable for me. It was really a big moment for me and my family and my country, of course. And what a double, 200 fly, 400 medley. En dan Chad le Clos en een van Suid-Afrika se beste swemmers ooit. En dit is 'n klomp medaljes om te wen. Weet nie of hy nog een gaan maak nie, maar ek bedoel nog 'n spele gaan maak, maar hopelik kan die Olimpiese spele volgende een. Hy sê hy's reg. Ja, hy sê 2028 LA, hier kom ons om golwe te maak en ek dink vir Suid-Afrika is dit merkwaardig wat hy doen. Hy's 'n baie goeie ambassadeur vir die sport oor die algemeen vir swem, maar vir Suid-Afrika ook. Absoluut. Ons onthou daai vlinderslag wen teen Phelps, dit was dan groot pret geweest. Maar kom ons praat van groot wenne. Een van die groot prestasies, daar's 'n klomp prestasies, kan nie oor alles praat nie, maar atletiek is Josh Kerr. Hy's van Skotland, hy's van Brittanje. Hy het die myl gewen en hy's nie nuus want hy het 'n paar weke terug het hy by die London Diamond League Mike toe verbeter hy 'n rekord wat in 1999 van El Garouche wat so legendaries was nie eenmaal. Hardloop die myl in 3 minute, 42 sekondes en 6.66 dit daar gewen. Maar hy het weer gewen, maar dit was meer takties geweest. Maar hy's 'n briljante atleet, nee. Ja, ek dink dis wat 'n mens onderskat van, jy dink baie keer hierdie atlete veral oor lang afstande, spring net weg en hulle hardloop vir so lank as moontlik teen 'n konstante spoed en hulle hou aan.
as jy daai tyd gaan vat, dit's bietjie vinniger as 2 minute per kilo wat 'n hardloop konstant en dis so strategiese wedren wat jy moet vat om seker te maak jy brand nie uit te vroeg nie. En ek dink dit is wat 'n mens onderskat van hierdie lang afstande. Ons dan baie was strategies, hulle was maar in 'n bondel mekaar gestamp, hulle dan op hulle voete gebly. Maar kom ons hoor wat sê Josh Kerr. Hy het na die tyd gepraat nadat hy die goue medalje gewen het vir die myl en dit is by die Staatsbondspele. Yeah, I think just staying present and relaxed with, these, as long as you stay on your feet, it's fine, I was obviously on the inside, that was kind of the plan, the box will open up whenever things get quick, and I was thinking it might be a K push or a 600 push from far out, so it was going to stretch out at some point. So I had to take my time with it and not go too early and not get too excited. And you won gold in Glasgow indoors a couple of years ago in the 3,000 metres. What does it mean to do it outdoor in Scotland, a track you know very well? Yeah, I mean, Glasgow's been good to me. I'm very happy to be here and perform, and this is where I learned how to race. I've had some pretty bad ones out there, and I've been battled by some of my rivals early on, and so that's how I learned how to race. And things like this, especially championship racing. If I was to give advice to young kids, it's like take your time with it. It's a full mile. Yes, I was boxing it sometimes and things like that, but you just got to take your time, enjoy, the easy running when it's there, and not fight it too much. Dan Josh Kerr, briljante atleet. Britannië het al 'n hele klomp, Sebastian Coe onder andere 'n klomp briljante langafstand atlete gehad en die laaste 200 meter was takties. Hardloop hy om in 25 sekondes nadat hy amper 80% van die myl gehardloop het. Sprint hy nog steeds, dis nou naal hardloop hy nog steeds. Maar kom ons gaan verder, daar's nog 'n hele paar ander goeie prestasies gewees. Een was Zoe Hobbs, sy's van Nieu-Seeland, en dit was die eerste 'n naloop wen vir vroue in die Staatsbondspele. Zoe Hobbs wen in 10,93. Kompeterend net, dis moeilik veral om met Jamaica se atlete te klop. Dis die groot ding. Ek dink wat ek geniet van Staatsbondspele is jy sien al hierdie lande wat amper half wegraak by Olimpiese spele as gevolg van die Amerikaners, die Australiërs en die Britte wat baie goed doen veral op baan. En ek dink die Staatsbondspele gee individue soos sy die geleentheid om tentoon te stel waartoe jy in staat is, merkwaardig. Absoluut, maar kom ons hoor wat sê Zoe Hobbs van Nieu-Seeland. Sy was baie opgewonde nadat sy die 100 meter gewen het. It's unreal. To walk away with the gold is just crazy, and I'm super stoked, and I'm stoked for the team as well. It's been a long time coming. I've been doing the sport forever, so just to have stuck at it and to walk away with a gold is incredible. And then the conditions, they were quite harsh. Yes. Were you scared at any point, like, you might not execute the way you have wanted? Yeah, I think it was more just like who could manage the conditions the best. That semi-final was pretty brutal. I mean, there was a huge downpour. I could barely see where I was going in every single step because the track was so saturated. It was just spraying everywhere. But I just had to reset between that semi and the final. I was drawn a pretty tough semi-final with both Janelle and Amy, so I knew I had to execute in that. But yeah, I managed to turn things around and my body was feeling fresh enough for the final, and yeah, same thing, just execute my processes and had a good start in the semi-final, so that gave me good confidence coming into the final. How big do you think this is for New Zealand? Apparently huge, because apparently Michael's phone is just popping off. I haven't quite got to my phone yet and I haven't seen the response back home, but sprinting is a non-traditional sport in New Zealand, so I think this is a big deal. We're more known for distance running and throwing, so I'm just stoked to have been the first Kiwi to ever get any colour of medal, let alone a gold. And then I saw the tears of joy. Yeah. What does this mean to you? And when you have like sacrifices and yeah, this means everything. This is a dream come true. The Commonwealth Games for New Zealand is a huge deal, and this is something that you watch as a kid growing up. The Commonwealth Games and the Olympics is put on a pedestal in New Zealand, and so it's a huge deal for me to walk away with a medal, and yeah, to make that a gold is just unreal. Dan Zoe Hobbs van Nieu-Seeland, 'n baie goeie wen gewees. Amy Hunt was tweede en Tori Lewis van Australië. Amy Hunt is van Engeland tweede en derde. So 'n briljante prestasie daai. Nieu-Zeelanders hardloop vinnig.
die mans en die vrouens, want ons weet nou met die rugby is hulle op ons, maar hulle is op die Springbokke. Ja, en ek en jy het nou so 'n bietjie agter die skerms gepraat. Nieu-Seeland beleef 'n baie goeie van golf tot staatebond spele reg deur ook. Is Nieu-Seeland se sport besig om 'n definitiewe opwaartse kurwe te toon. Ons hoop net nie hulle doen dit in die greatest rivalry nie. Ja, nee, hooplik kan die Springbokke reg wees vir daai ene. Dit is nou op pad. Dis vir ons volgende tellbord begin ons oor hulle praat. Net so van daai tellings gepraat. Dit is juis Nieu-Seeland se netbal wat die eindstryd gewen het. Hulle het vir Jamaica geklop en 54-48 dan hoe sê eindtelling. Jamaica wat vir Australië geklop het in die semifinaal. Hulle het so fees gevier, hulle het amper hulle eindstryd gespeel. Ek het aanvanklik gedog dit is die finaal as ek kyk na hoe Jamaica geseëvier het oor daai wedstryd, maar merkwaardige oorwinning wat jy behaal oor Australië. Ek dink enige span wat vir Australië klop, gee jouself 'n baie goeie kans en ek dink vir Jamaica is dit 'n geskiedkundige oomblik. Jamaica is 'n baie goeie netbalnasie ook. Ons weet, ons sien dit in die Quad series waar hulle ook hier speel teen Suid-Afrika, Nieu-Seeland en Engeland onder andere. En ek dink dit is 'n groot mylpaal vir Jamaica, maar Nieu-Seeland wat wegstap met die goud. Absoluut, wel gedaan. Kom ons gaan weer so vinnig so vliegend terug na die swem toe, Mike. Suid-Afrika 22 medaljes, baie goed gedoen. Pieter Koets het natuurlik weet ons het 2 goud gewen. Lara van die Kerk, hulle in borslag, 'n goeie goud vir haar ook. Daar's altyd onthou vir Penny Heinz ook in borslag, maar hier's nog 'n borslag, Lara van die Kerk. Ja, ek dink dis die groot ding as jy gaan kyk na wat Suid-Afrika vermag het in die swembad. 28 medaljes in totaal en 22 daarvan word losgeswem. Dis merkwaardig. Ek dink Suid-Afrika word as 'n sogenaamde droë land beskou in terme van swem, maar daar was geen medalje droogte uit die swembad uit nie en merkwaardig gedoen wat die swemmers gedoen. Absoluut. En kom ons hoor wat sê sy, Lara van die Kerk. Dis nadat sy die borslag gewen het in 30.43. Well, to be honest, I heard my teammates screaming, so I knew it was probably going to be gold, but I just had to take my goggles off to make sure, because in a 50, it's split and anyone can actually take it. So Erin Gallagher told me before, she was like, a 50, you just need to go swim, the rest is up to God, and it's really, really true. I told her a few times before, like, I've never actually thought about it that way, but 50s are so competitive. And our maker knows actually what's the outcome before we even swim. En dan Lara van die Kerk is trotse goud vir Suid-Afrika. Interessant wat sy sê, sy moes haar swem brille afhaal. Ja. Kyk, Engels is goggles. Ja. Dis seker maar goggles. Ja, ek moet vir jou sê, maar ek sien wat sy ek ben net ek weet nie of dit is hoe vinnig sy geswem het dat dit so opgestoop het en of sy net baie seker wou maak dat dit is wat sy sien. Goud medalje. Ja, wel gedaan aan Lara van die Kerk. En nog 'n mooi storie was in die rolbal. En die rolbal is baie kompetitief. Ek het baie van die rolbal nogal gekyk en albei se rolbalspelers was ook in aksie en het baie goed presteer eintlik. Die enkels kampioen wat eintlik die grootste prestige is Sam Tolshot en hy is van Engeland. En hy is sy 5de speler, 37 jaar oud en hy wen goud. En dit is moeilik, maar hy het in 2 stelle, die eerste stel 8-0 en toe sy agter 6-3. Toe wen hy net 7-6. En die belangrikheid daarvan is daar's 'n valbuil. As dit 1-1 is, hulle speel nie derde langstel nie, sommer net 1 valbuil. Hier gaan jy. So dit is maar is lekker om na hoe moet 'n mens voel nou 37 jaar oud, jou 5de speler, nou wen jy goud. Lekker. Ja, ek dink dit is daai pinnacle van jou loopbaan en op die ouderdom van 37 dink ek is daar nog 'n lang loopbaan vir jou voor op rolbal en dis een van die sports wat ek weet 'n groot gunsteling is by Olimpiese spele, by staatebond spelers. Rolbal trek die aandag en dis as gevolg van ambassadeurs soos hy. Ja, absoluut. Hy kan miskien 20 van daai spele speel soos hy aangaan. Hy het sukses behaal, maar kom ons hoor wat hy gesê het. Dis die belangrikste. Dit is lekker altyd om te hoor wat hy sy mening is nadat hy so groot prestasie behaal het. It's been a long road. Like thinking of 5 Commonwealth Games is pretty incredible. Just so fortunate to get that many opportunities, really. Had so many near moments in the past and just so relieved, I think, and so happy this is the pinnacle of our game, and to get on the top of the podium means everything. Yeah, there's been talk, hasn't there, with athletics and some sports of people dropping out, but for bowls, this is the ultimate? Yeah, it's the pinnacle of our game. Getting to be on the same stage as all these other sports and the coverage that our game gets is just amazing. Being able to walk shoulder to shoulder with other athletes that you watch on the telly, they're incredible. It's like no other for us. With all those years of having trained and come to these events and not got the gold medal, when it came to actually walking out there for the final this time, how were you feeling? What was your heart doing? What was happening?
I played the gold medal match in the pairs 4 years ago, and I probably just felt more nerves going into that one. I felt this week I felt really calm, and although I'd lost the first group game, I actually from that moment played a couple of really good games, and I felt really confident in myself and real content, and I was just really embracing it. Like the atmosphere there's incredible, and I just genuinely really enjoyed it, and I look forward to every game. What was it like playing in front of that crowd? How does that compare to your normal competition? It's incredible. Like the stands, the way they've set the arena out is absolutely fantastic. I'd so encourage anyone to come down and get in there because it is amazing. I played Scotland in the last group game, which was like a quarter-final because it's a straight shootout we went through, and you would have thought we were generally a home crowd. Had so much English support in there, which was just amazing. Maar dan zijn Tolchat, hy is die enkelspelwenner van die Statebondspele 2026, trotse oomblik vir hom, so aanhouer wen, né? Ja. Mens trek lus vir rolbal speel. Het jy al rolbal gespeel? Het jy al probeer? Arie, ek moet vir jou sê, soos dit beter bekend op die straat is old man marbles. Daar is geen old man daarin nie. Dit is 'n sport vir oud en jonk. Absoluut. En ons vind onsself baie keer voor die kassie baie opgewonde as een van daai balle mooi perfek draai. Dit is 'n sport wat groot aansien vind. Dit is 'n groot kuns en dit was lekker om te kyk. En maar kom ons gaan terug na die boks toe. Namibië trots gemaak en dit is 3 medaljes van Namibië hierdie jaar in die Statebondspele. Al 3 is in boks. En die eerste een was Traiken Morning en Glovo in Ndebele. Skus en hy het in die 60 kg. Ag, dit was naby nie. Hy het in die uit geboks vir die goue medalje. Kom hy net tweede. Ja, en ek wonder hoe daai kommentators a name so nice you have to say it twice teen Sashin met 'n split beslissing 3-2 verloor. So dit was 'n hou hier en daar. Wie weet dit kon soveel anders gewees het, maar wel gedaan. Hy kon net so wel gewen het, maar wel gedaan 'n bronsmedalje het hy daar gewen. Daar was nog 2 medaljes in die bokskryt vir Namibië en dit is Philip Hosep by die brons gewen in die 55 kg. Dan 'n briljante prestasie en dit is Misha Arais. Sy is in die 51 kg met sy geboks. Eerste keer dat 'n Namibiese bokser in 'n vroue bokser die Statebondspele was en sy wen 'n medalje. Dit is lekker nie. Ja, ek dink dit gee vir jou soveel ek wil amper sê daai gevoel van weet jy wat, jy's daai trotse gevoel, jou eerste Statebondspele en jy's amper half soos okay, wat is volgende? Daai vooruitsig van opgewondenheid en ek het al die woord met Statebondspele soveel keer gebruik, merkwaardig as jy jou kop daarop sit en so iets behaal. En kom ons hoor wat sy gesê het en hulle was vir 'n onderhoud gevra net so na sy dat medalje gewen het. Hierso is dit is Misha Arais. This is a message to my young female out there that's doing sport. This is me at a very young stage of age doing the most. This is just an example of nothing is impossible for a female who is doing any type of sport. You can do it if you put your mind to it, your heart to it, and if you keep the discipline consistent. And first of all, confidence should be there. Then you can accomplish anything. Ja, lekker inspirerend die boks storie nê. En dit is lekker om jou eerste medalje te wen, maar dis 'n storie van inspirasie. Dis lekker om te hoor. En maar weet dit nodig ook. Definitief. Ek dink dit is die groot ding wat jy vat. Is die medalje om die nek is die een ding, maar dis die inspirasie wat jy is vir die volgende generasie. En soos hy sê, as ek dit kon doen, kan enigiemand doen. Absoluut. Ek dink nie so nie. Ek dink sy skiet al kort en is baie nederig oor daai prestasie wat sy behaal het. Ja, sy is trots op Misha, wel gedaan by daai medalje by die Statebondspele. Maar kom ons gaan na die sokkerveld. Dit is die Banyana Suid-Afrika se sokkerspan. 2022 het hulle daai toernooi in die WAFCON noem hulle dit, die vroue Afrika nasie toernooi. Moeilik gemaak vir hulle self. Toe Tanzanië verloor in die eerste wedstryd. Toe moes hulle vir die voorkus klop. Wel hulle het nie. Hulle het gelyk opgespeel. 99ste minuut het gelyk opgemaak. Dit is naby. Daar's nog nie alles verlore nie, maar hulle is nou op dun ys. Ja, jy gaan nou staat maak op 'n paar gunstige uitslae aan jou kant en jy moet ook nou jou volgende wedstryd wen sonder om enige doele af te staan. Absoluut. So hulle moet vir Burkina Faso moet hulle wen. Dis Dinsdag daai wedstryd wat is Banyana Burkina Faso moet wen en dan moet hulle hoop die voorkus klop vir Tanzanië. En as dit gebeur, al daai goedjies so gebeur, dan kan dit eers uitspeel toe. Maar kom ons hoor wat sê Desiree Ellis en luister mooi want sy is eintlik sy praat so 'n bietjie oor die konteks. Hulle was trots om dit gelyk te maak, maar sy grom ook 'n bietjie oor die skeieregters en die VAR wat eintlik nie betrokke genoeg was in die wedstryd. Maar kom ons hoor wat sê Desiree Ellis, die afrigter van Banyana. I don't think we started really well. We knew
that they were going to sit deep. We knew that they were going to close the central spaces, and at times we played right into their hands. And if you look at the 2 goals, we can see that we said they were going to transition from there, but we were not smart at times. And I think showing them in the second half, going down the sides, because we created that one opportunity when we came down the side, played through the middle, and the goalkeeper made a save from Tembi. And we said it's all or nothing. We knew that we needed to really win this game, but it shows the fighting spirit of this team. They never give up. We're still in it by cotton thread, but we're still in it. Other results now have to go our way to be able to make sure that we go to the last game. But the fighting spirit, you cannot fault of this team. I have to look at the footage again, but I thought there was a penalty shout there somewhere. I think there needs to be consistency where that is concerned. We have VAR. I will have to go have a look. I'm not blaming the match officials, but I'm just saying the consistency needs to be there. If there's something, then go have a look. If it's not, then it's not. But I think it shouldn't just be there for show. It shouldn't just be there for show. But like I say, I will have a look. But I'm quite certain that we should have gotten a penalty towards the end. But the fighting spirit that the players showed, I think that shows the Banyana spirit, but we're still not playing as well as I know we can play. But to get that last minute equalizer does wonders for your confidence, wonders for your momentum, and unfortunately now we have to wait for other results to go our way. First of all, we told them what happened is exactly what we said was going to happen, and yet we still played into that trap of playing centrally and them getting the ball. Sometimes you have to stop it further up instead of trying to play the ball. Kick it out. Don't try to win the ball. And at that one moment, especially I think the second goal, we could have done that. We made a couple of adjustments, changed the system a little bit, and said we have to go for it now. We said we haven't played. Let's continue playing. Let's keep going, because you have to still have that belief. And I think when the first goal came, the belief was definitely there because we kept pushing. The goal came very, very late. But yet we got a point, so we're not completely out of it. We just wanted to make them believe that it's still on, even though you're 2-0 down, because then you don't need to go back onto the pitch. En dit dan Desiree Ellis, die afrigter van Banyana. Belangrik dat hulle moet in die top 4 eindig, Mike. En die guns wat jy kry as top 4 is dat jy's reg deur na die volgende wêreldbeker. So dit is belangrik dat Banyana op 'n manier moet kwalifiseer vir die uitspelronde. Dit is maar baie kompeterend daai sokker. Kom ons gaan na die golfbaan vinnig. Dit is die PGA wat gespeel is. Eerstens miskien die vroue Britse Ope, die 50ste wat aangebied is. Dit is by Lytham en St Anne's wat hulle gespeel het, en dit is Shiho Kuwaki. Sy is van Japan wat gewen het. Sy het met 'n uitspeel gewen teen Esther Henselet van Duitsland. Albei 5 onder baansyfer, en toe tweede uitspeelpytjie wen sy. Daar's nie onderhoud nie, want sy praat Japanees. So sy het wel gepraat, maar dit was moeilik. Daar was vertalers gewees. So ons sal maar hoor wat sê die man met die PGA gewen het. Ja, ek dink die kort en die lank is hy's baie bly. Sy's baie bly en sy het baie dankie gesê vir almal, maar wel gedaan. Dit is 'n groot prestasie die Britse Ope te wen vir vroue. Dis een van die majors van die jaar. Dit is groot prestasie. Van die PGA gepraat, dit was die Rocket Championship, die Rocket Classic. Dis die toernooi wat Alrich Potgieter laas jaar gewen het, sy heel eerste toernooi. Hy het ongelukkig 'n afsnypunt gemis hierdie jaar. Is in Detroit, en die wenner daar is Michael Thorbjornsen. En hy het gewen met 18 onder baansyfer, en so 2 houe voor Sander Schauffele. Ook aanhouer wen, klink dit my. Ja, 65 toernooie wat jy speel, die 66ste een wat jy speel, wen jy, en dit is, soos jy sê, 'n spreekwoordelike voorbeeld van aanhouer wen. Dis verseker, en die golf is so kompeterend, maar wel gedaan dat nou het hy weer vrystelling vir 'n klomp groot toernooie, en dit maak hom vir die res van sy lewe waarskynlik. Maar kom ons hoor wat hy gesê het nadat hy gewen het. Honestly, it just felt like another week. Even after yesterday's round, I feel like I've put myself in this position a few times now. Obviously, haven't been able to get it done, but I mean, try again, and hopefully the outcome's a little different. And I just feel like today was much better. Obviously, I'm coming in with a better game, a better swing. And just overall more control of the ball, which is the most important thing in golf. But yeah, the feeling's unbelievable.
it still doesn't really, I don't really know how to feel. I'm feeling a lot of things. I can't really put the words to it, but just extremely, extremely grateful to be sitting here right now. Dan Michael Stjobonsen en hy is die wenner daar van die PGA die Rocket Classic wel gedaan. Nog 'n naam om te onthou. Waarskynlik vir die Ryder beker gaan hy ook nou in kontensie begin kom. Maar kom ons sluit af Mike. Dit was 'n lekker sport naweek geweest. Daar was Karibeker rugby ook so vinnig. Ek weet die een groot uitslag was in Wellington geweest, die Pumas op die Boland. Ja, die Pumas wat die Boland klop 15-20 en die Pumas sal hulle self op die skouer klop met daai ene want dit is om in Wellington te wen nog 'n prestasie. So nou is die Karibeker soos die Engelsman sê well and truly on its way. Absoluut. En ek kan die ander drie wenners ook so vinnig noem. Dit was in Kimberley was dit geweest, die Griek was wat tyds gewen het in die Cheetahs, dit was al Vrydag aand geweest, dan in die Kaap het die Stormers gewen teen die Sharks, en dis 'n aanskoulike wedstryd daar geweest, en dan in Johannesburg, dit was nie op Ellis Park, dit was by die Universiteit van Johannesburg, was dit die Leeu's, klop die Bulls redelik oortuigend, ek dink 42-19. Ja. So dit was maar nou wag ons vir die Stormers wat speel teen die All Blacks. Dit is nou die week wat kom. Maar kom ons net so vinnig ook tennis. Jy weet uitkyk vir die tennisuitslae. Daar was 'n bietjie donderweer en moeilike weer gewees in Washington. Is die DC Open finale wat gespeel word. Jessica Pegula, sy speel teen Alexandra Ayala van die Filippyne. Pegula die eerste stel gewen, 2-1 in die tweede stel toe dit gereën en die eindstryd van die mans moet nog gespeel word en dit is Taylor Fritz wat speel teen Spanje se Rafael Jodar. Nog 'n Rafael. Ons is net ontslaaf van die een, dan kom die volgende ene. Nou wonder ek net of in sy voetspore gaan beweeg. Ja, ons praat van Rafael Nadal natuurlik en nou sê Rafael Jodar, nog 'n jong man wat deurkom vir Spaanse tennis. Groot talente. Dankie Mike, ons het lekker sport gesels en altyd wat ons doen is, ons kyk so terug na wat ons oog getref het. Wie was jou speler vir die miskien eervolle vermelding en wie was jou speler of span van die naweek? Ek dink eervolle melding sal gaan aan Josh Kerr. Dit vat 'n man op 'n perd of 'n man met baie vinnige tekkies om 'n myl in daai spoed af te lê. Maar ek dink tog my man van die oomblik is Chad le Clos om al daai van 2010 tot 2026 al daai medaljes in te palm en dit in die swembad, dit wil gedoen wees. Hy is nie vir die most decorated swimmer of the Commonwealth Games. Nee, absoluut. Ek dink we tip our hats vir hom daar verseker. Ek het 'n paar eervolle vermeldings, meestal die wat eerstes bereik het. Natuurlik ook van Namibië is dit daar in die bokskruit Misha Arias wat vir die eerste keer aan die bokskruit 'n medalje ook van Namibië gewen het in die vroue boks. Dan is dit ook in die atletiek was daar Zoe Hobbs geweest wat baie goed het in die 100 meter. Maar ek gaan hier na die rolbal se rigting toe gaan. Ek dink Sam Tolchard wat daai goud gewen het in die enkels in die rolbal, dat dit sy 5de spele is en daar was 'n paar ander eindstryde ook geweest en nou het hy gewen. So Sam Tolchard, maar was 'n lekker sport naweek. Volgende naweek as ons gesels, dan gesels ons interessante dinge, dan hoor ons wat gebeur het met die Stormers teen die All Blacks en allerlei interessante dinge. Maar lekker sport naweek, hoop nie die senuwees is te groot in die opbou na volgende naweekie. Nee, en mag die tellings op die tellbord in ons guns wees. Nou, absoluut. Ons gesels weer volgende week maandag op die tellbord. Tot dan, groete.